same again. Something happened. And now I know. He touched me. Jesus touched me. As daar 'n dag in jou lewe aangebreek het, wat jy vanmôre kan sê, hy het my aangeraak, wil ek hê jy moet sê, Jesus touched me and he made me whole. Loof die Here. Loof die Here. Dis genade op genade. I was shackled with a heavy burden. Jesus touched me. Heavy laden through guilt and shame. Jesus touched me. Have you heard of the man of Galilee? Once he has touched you, your life will never be the same. Kan ons vir die Here vanmôre met 'n lofoffer gee? Jesus, dankie Jesus. Vanmôre gaan alles oor Jesus. As jy gedink het dit gaan oor jou, is ek jammer. Jou slegte nuus gaan nie alles oor jou nie. Amen. It's all about him. It's all about the King of Kings, the Lord of Lords. Jesus touched me and he made me whole. Here baie dankie. Here die woord sê God woon onder die lofsange van sy volk. En Here, ek dink baie mense het miskien vanmôre hier ingestap en gedink, waar op aarde is ek? Want is 'n geraas en 'n gesing en 'n geklap en 'n geskree. Maar ons oefen hier om in die hemel te kan halleluja en amens soos donderslag. Kan ons hoor hoe klink dit met die donder? As dit donderslag is, kom ons gee God prys. So ons oefen, dis ons geloof nie. Vader, ons eer U vanmôre. Dit is net een wonderlike voorreg om hier in die vergadering van die Here te wees. Inderdaad, soos ons baie keer gesê het, hierdie gebou is net die huis van die Here solank as wat ons hierin is. Want ons is die huis van die Here. Wanneer ons huis toe gaan, die gebou word gesluit, dan gaan U saam met ons en dan is U nie meer hier nie. Maar hier nou is dit die huis van die Here. En ek wil met die Here vergader, daar waar sy krag is. En ek bid vanmôre, Vader, dat U sal kom en dat U U hand op elke man en vrou en kind in hierdie plek sal lê. That I won't leave here like I came in Jesus' name. Dat die skille van mense se oë sal afhaal. Laste van hulle skouers sal afruk. Dat die mense vanmôre sal aanraak deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ek dank U dat die woord sê, as God werk, wie kan dit keer? Have your way in us. Have your way in us this morning. Doen soos U wil, Heer. Here, wat hier gesê word, gedoen word, laat dit alles wees om U te eer en U te verheerlik. En ons dank U. Dankie dat die mense reg nou aanraak. Ons wil ons hande in die lug opsteek en intree vir Pastoor Beryl. En Here, ek sê wat U woord sê. Beryl Kutsie, jy is gesond in die naam van Jesus. Deur Jesus se wonde is jy genees. En ons vertrou dat haar hele liggaam in lyn sal kom met U woord en dat haar herstel vir haar sal kom in Jesus naam. Ons bid vanmôre vir Juffrou Marita Rademeyer, Here, dat U U hand op haar sal lê, Vader. Deur die wonde is sy genees. Elke siek persoon in hierdie plek, as jy vanmôre 'n pyn of 'n krankheid of 'n ongesteldheid het of 'n seerplek
wonde is ek genees. Ek loof U, ek prys U. As hy jou aanraak, sal jy dadelik weet. Seën elke een vanmôre en word verheerlik in die naam van Jesus. Amen. Mag die Here U vanmôre seën by ons nagmaalsdiens en iets wat die Here op my hart gelê het. En dit is eintlik 'n baie 'n diep onderwerp, maar maklik om te verstaan. En in die week of meer gelede, wat in die bediening is, sal weet, jy kry nie sommer net Saterdag aand 11:00 'n boodskap of Sondagoggend om 5:00 nie. Die Here sit iets in jou hart en dan begin jy maar werk en die Heilige Gees lei jou. En ons sing daai liedjie van die Collingsworth family van The Blood of Jesus. It will never lose its power. Dankie Sylvia dat jy al my hele preek al opgesing het. Maar dit is net 'n bevestiging. En dit kom by my. Verstaan ons die bloed van Jesus? Verstaan ons regtig die bloed van Jesus? As Johan vir ons Levitikus 17 vers 11 kan opsit. Ek gaan sê ja, dit is Ou Testament, maar ek gaan iets uit die Nuwe Testament ook lees. Hy sê daar, dit is die wet van die dankoffer wat julle aan die Here bring. Nou dit gaan oor bloed. Al die offers is daar, maar daar was 'n spesifieke bloedoffer gewees. En hy sê daar, die siel is in die bloed. Die lewe is in die bloed. In Hebreërs 9 vers 14 sê hoeveel te meer sal die bloed van Jesus Christus, wat homself deur die ewige Gees van God sonder smet, daar was nie sonde in sy lewe nie, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. So daar was 'n offer. Daar kan geen offer wees sonder bloed nie. Nou, sonder bloed kan daar nooit enige lewe in 'n mens se fisiese liggaam wees nie. Ja, julle weet dit. En ek het mediese kwalifikasie deur die Here se genade en ons moes die vak anatomie bestudeer. En baie interessante goed het te voorskyn gekom en ek wil net 'n paar punte vir u uitlig vanoggend wat eintlik algemene kennis is aangaande die bloed, die menslike bloed. Almal weet dit. As jy nie bloed in jou liggaam het nie, dan kan jy nie lewe nie. Dit is mos nou so. Die bloed sorg dat dat suurstof na jou organe gevoer word, dat jou organe voedingsstowwe ontvang. En wanneer ek praat nou van die menslike bloed, wanneer jou bloed enige siekte optel, dan beïnvloed dit en dit vergiftig eintlik jou hele liggaam. So wanneer jou bloed gesond is, uiteraard is jou liggaam gesond. Bloed kan vir jou meer oor gesondheid sê as wat hulle in jou oë kan sien. Jy weet baie keer as hulle by jy 'n dokter kom, die eerste ding wat hy doen is hy trek jou oog so af. Daar sien jy sommer 'n hele klomp goed. Bloed kan vir jou meer oor jou gesondheid sê. Het u geweet dat die menslike liggaam, kyk hoe wonderlik het God ons aan mekaar gesit. Die menslike liggaam vervaardig ongeveer 2 miljoen rooi bloedselle elke sekonde. Ons kan nie eens tot by 100 tel in 'n sekond nie. Jou bloed in jou liggaam is daar en in daardie bloed is daar teen liggame soldate wat werk om infeksie te beveg. Jou bloed sirkuleer. Al die afvalprodukte en die gifstowwe, dit prosesseer deur jou lewer en deur jou niere en dit is die bloed wat filter en wat skoonmaak in jou liggaam, jou organe sorg om te werk. Almal weet dit. Die gemiddelde
volwasse het 5 liter bloed ongeveer in sy liggaam. Het jy dit geweet? Ek gaan nooit weer na 'n 5 liter kannetjie anders te kyk en dink, soveel bloed is in my lyf. En ook natuurlik, as jy uitbloei, is jy dood. So sonder bloed het ons 'n probleem. Daarom verteenwoordig bloed lewe. En dit is ook waar van die Bybel. Die lewe is in die bloed. In die Bybel vloei bloed regdeur van Genesis tot by Openbaring. Sal ons sien die bloed. Dit is die bloed wat my verlos het. Dit is die bloed van Jesus wat my verlos het, toe ek so diep in sonde was. Halleluja! Dit is die bloed van Jesus wat ons Christendom lewendig hou. Ek kan elke dag myself beroep op die bloed van Jesus. In die Bybel het ek gelees dat 427 keer word daar van bloed gepraat. So, dit sê vir my, dis nie 'n saak wat ons sommer ligtelik kan opneem nie. Ek beweeg rond, ek hoor, en partykeer kan ek net sê, Here, help ons. Help my kinders. Praat nie van die wêreld, ek praat van bloedgewaste kinders van die Here. In die tyd waarin ons lewe, minag mense die kosbare bloed van Jesus. Daar's baie mense wat nie eers meer erken dat die bloed van Jesus het 'n prys betaal sodat u en ek kan lewe nie. Mense misbruik dit. Mense maak 'n bespotting van die bloed van my Jesus. Mense kom en hulle vertrap dit onder hulle voete en hulle heg geen waarde meer aan die kosbare bloedprys wat eens betaal is aan die kruis van Golgotha vir eenmaal wat Jesus vir ons gesterwe het. Praat ek vanmôre die waarheid? Sonder die bloed van Jesus Christus is die evangelie dood. Is daar geen lewe in nie. Ons het geen, en dan sonder die bloed, het ons geen aanspraak op die ewige lewe nie. Jesus sê in Matteus 26 vers 28, ons gaan nou die tafel bedien. Hy sê, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sonde. Dit is die bloed wat my verlos het. Paulus praat in Kolossense oor die bloed, Kolossense 1 vers 14, hy sê, in wie ons, halleluja, in wie ons verlossing het, deur die bloed, naamlik die vergifnis van ons sonde. En ek sien in hierdie tyd, dat mense hou nie daarvan dat jy oor sonde praat nie. Want hulle sê, pastoor, dit laat my so ongemaklik voel. Nou ek is vanoggend vir jou jammer. Ek moet vir jou waarsku en ek mag die Here mag gee dat jy so ongemaklik voel oor jou sonde, dat jy vorentoe sal kom, jou hart lewe, wat die Here sal oorgee, om volgende Sondag hier te staan en te sê, dis die bloed wat my verlos het. Mense wil gesis wees. Mense wil gepaai wees. Ag, weet jy wat? Dit is maar alraai. Jy kan maar jou sonde doen daar by die huis, want niemand sien jou nie. Maar daar's 'n God in die hemel wat jou sien en hy verwag dat ons heilig sal lewe omdat hy heilig is. Petrus praat ook van die bloed. Weet jy wat sê hy? Ons wat wedergebore is, kyk met nuwe oë vanmôre na die bloed van Jesus. Hy sê, ons is losgekoop deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Wow, wat 'n mens gaan dit vir my kan doen. Toe ek so wanhopig gelê het in sonde hier in Gansbaai, het Jesus se bloed my gered. Toe ek wanhopig was, toe red sy liefde my. Ons weet almal in laboratoriums word forensiese toetse
Baie Portugese se van is Jesus. Ek praat van Jesus Christus. Die bloed van Jesus Christus is perfek. Amen. Reeds deur maagdelike geboorte word die bloed van Jesus regverdig gereken. Gaan wonder dat Judas die verraaier het uitgeroep en gesê ek het onskuldige bloed verraai. Hy het geweet Jesus se bloed is perfek. Jesus se bloed is so perfek en so rein dat geen wonder dat Paulus sê in 2 Korintiërs 5 vers 21. Hy sê God het hom, dit is Jesus, wat geen sonde geken het nie. Sonde gemaak vir my, sonde gemaak vir u, sodat ons kan wees geregtigheid van God in Christus Jesus. Halleluja vir die bloed. As gevolg van Jesus se perfekte bloed, het Pilatus in Johannes 18 vers 38 gesê, ek vind geen fout in hierdie man nie. Van my Jesus word daar in Hebreërs gesê, hy's 'n hoëpriester. Mense betaal 'n priester in 'n hokkie om te gaan sit, om hulle sonde te bely. Maar halleluja, ek het 'n hoëpriester. As hy my sonde met hom bely het, het hy my vergewe. Halleluja. Hy is Jesus. Hy is ons hoëpriester. Die woord sê, hy is heilig. Hy is onskuldig. Ek was skuldig. Hy het my skuld op hom gevat. Hy is onbesmet. Dit sê die woord in Hebreërs. Afgeskei, dit beteken heilig. Is Jesus se bloed. Dan kyk ons gans buite die bloed van Jesus so vlak. Nommer 2. Sy bloed is perfek. Sy bloed is rein. Wanneer die skoon en heilige rein bloed aangewend word in 'n sondaar se lewe, dan was dit hom in 'n oomblik, in 'n oogwink skoon. Dit verander hom, dit genees hom, dit verlos hom, dit red hom en dit maak hom vry. Sy bloed verlos uit Satans mag. Sy bloed maak slawe vry. Die grootste sondaar maak hy vry. Sy bloed verlos ook my. Dankie Jesus vir u bloed. Geen wonder in Johannes 7 sê, die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. En weet jy wat? Ons is so lief om ons sonde weer op te haal. Dis oor, dis klaar, dis verby. Die woord sê, God het ons sonde vergewe. Hy het in die diepte van die see gewerk en hy dink nooit meer daaraan nie. Weet jy wanneer dink God aan ons sonde? As ons weer dit begin praat oor dit. Hy vergeet daarvan. Sy bloed reinig ons van alle sonde. Dit was toe. Dit is vir vandag. En dit is ook vir jou, vir die toekoms. God het nog nooit verander nie. Jesus se bloed het nog nooit verander nie. Die bloed van Jesus het nog nooit sy krag verloor nie. Ons het gesing, it reaches to the highest mountain. It flows through the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day. It will never, say a Vicky, it will never lose its power. Hallelujah. Nou verstaan
jaar. So as jy in Januarie sonde gedoen het, dan moet jy maar seker wag tot volgende Januarie in die nuwe jaar voordat jy vergewe word. So eenmaal is die dier geoffer, jy ken daardie geskiedenis, jaar na jaar na jaar, die bloed van bokke en stiere was net 'n tydelike oplossing gewees. Halleluja, totdat Jesus totdat Jesus op die toneel verskyn, totdat Jesus se bloed eenmaal geoffer was aan die kruis van Golgotha, eenmaal vir altyd en vir ewig. Hoe awesome is ons God? Toe Jesus 'n eenmalige volbragte werk gedoen het, sodat u en ek vanmôre vry kan wees, sonder vlek, sonder rimpel voor hom kan staan. Ek sê weer, skoon my, dis gans bytaal, ons kyk mekaar altyd so vlak, o, ek is so sleg, en niemand hou van my nie, en ek is 'n arme ou sondige mens, ek is ou Wormpie Jakob, ek is net elendig. Man, staan op, maak jou skouers reguit, en sien jou 'n slag self, soos wat God jou sien, deur die bloed van Jesus Christus. Ja, jy is nie 'n mistake nie. Jesus Christus het eenmaal 'n volbragte werk gedoen, sodat ons kan vry wees, sodat ons kan wees sonder vlek en sonder rimpel voor hom kan staan. Sy bloed verlos uit Satans mag, sy bloed maak die slawe vry, die grootste sondaar maak hy vry, sy bloed verlos ook my. Ons het nie meer nodig om 'n bok of 'n stier te gaan gaan offer nie, want vleis is baie duur. Ek sal nie elke Sondag 'n offerande moes opneem net om my skape te kan koop. Prys die Here vir sy genade, op genade. Ons het nie meer nodig om 'n bok of 'n stier te offer nie, want Jesus het homself eenmaal as 'n offer gegee, sodat ons vanmôre sonder oordeel vir hom kan staan. Halleluja! Eenmaal was Jesus die offerlam, en hy was sonder gebrek. Maar Jesus was perfek, volmaak. En nou sit hy aan die regterhand van God, ons hoëpriester, wat medelee het met ons swakheid. Maar ons het 'n geskenk van die ewige lewe gekry deur die bloed van Jesus. Gratis, klaar betaal. Ek hoor 'n getuienis in hierdie week een van ons lidmate sê, sy was in 'n winkel, sy was spaar, en sy is besig om van haar lysie af te werk, en 'n man kom verby, en hy sê vir haar, luister, sit in wat jy nodig het. En sy dink, sjoe, ek het so baie goed nodig, want die man sê, ek gaan jou rekening betaal. Hoe is 'n mens? Dan sit jy net jou melk en jou suiker, en jou koffie, en daai goedjies in. Ek sal daai rak leeggemaak het van spaarse vleis. Maar weet jy wat, dit is hoe ons mens is. Dis 'n offer. Ek gaan al jou groceries betaal, dan vat die persoon net die nodigste. Nou dit werk so. Jesus het alles betaal. Ons moet net die geloof hê om dit te vat. Ons het die wonderlikste geskenk gekry, gratis en verniet. Die ewige lewe, die prys is klaar betaal met die kosbare bloed van Jesus. Ons sondes is vergewe. Hy dink nooit meer daaraan nie. Nommer 4, so besig met Annelise. Nommer 4, Jesus se bloed is kragtig. Wil jy ook vry wees van sondegevaar? Daar is krag in die bloed. Krag in die bloed. Wil jy jou siel van die bose bewaar? Daar is wonderbaar krag in Jesus bloed. Daar is krag. Ja, daar is krag. Daar is wonderbaar
Halleluja daar. Dit is net 'n bietjie van wat die bloed van Jesus vir ons bewerkstellig het. Openbaring 12, daar's krag in die bloed. Openbaring 12 vers 11 sê, en hulle het hom, en dit is die vyand, hulle het hom oorwin, deur die woord van hulle getuienis, en die bloed van die lam. Amen. Daar is krag in die bloed van die lam. Die lam is Jesus Christus, ons ewige, enigste koning. Wat 'n geweldige krag is daar nie in die bloed nie. Nommer 5, die bloed van Jesus is permanent. Amen. Dit was nie net vir toe meer as 2000 jaar gelede nie. Dit is vir nou. Jesus se bloed bedek ons sondes van die verlede, van die hede, van die toekoms, maak sy bloed voorsiening. Jesus se bloed reinig ons van alle sondes. Jesus se bloed beskerm ons. Daardie nag in Exodus. Wie van julle ken die storie? Anders gaan ek die hele 20 verse lees. As een wat dit ken. Daardie nag in Exodus het die Here 'n opdrag gegee voordat hulle uitbeweeg het. En hy het gesê die bloed moet aan die deurposte gesprinkel word. Ek sien dit altyd in my gedagte. Dit was aan die kant en dit was bo en dit was onder. Hoekom het die woord van die Here nooit gesê sit dit onder op die drempel ook nie? Sodat ons nie trap op die bloed van Jesus nie. Dis by my Emilia 3 vers 7 Openbaring. Hy sê die bloed van moet aan die deurposte gesprinkel word. En presies moes hulle daardie instruksies uitvoer. Daar waar die bloed is, het hy gesê, sal die verderwer nie inkom nie. Onheil sal verbytrek. Die dood sal nie inkom nie. Sy bloed is daar om ons te ondersteun. Sy bloed is daar om ons te versterk. Sy bloed is daar om ons te beskerm. Sy bloed is daar om die sielevijand van ons deur af weg te haal. En ons het in die naam van Jesus het ons die autoriteit om hom op loop te sit. Jesus se bloed het nog nooit sy krag verloor nie. Vroeger jare het ons gesing, Filippe, julle sal weet, 1 druppel bloed was genoeg vir my sonde. 1 druppel bloed is genoeg om vir ons oorwinning te gee. 1 druppel van Jesus se bloed is genoeg om vir ons goddelike deurbrake te bewerk. Kom, laat ons die bloed van Jesus met die nodige eerbied en goddelike respek hanteer wat dit verdien en sê, thank you for the blood of Jesus. It washes whiter than snow. Dankie vir die bloed van Jesus. Dit was my witter dan die sneeuw. Jesus, thanks a million vir u kosbare bloed wat vir ons 'n prys betaal het. Voordat ek die nagmaal gaan bedien vanoggend, wil ek 'n illustrasie aan u voorhou. Dit gaan nou seker nie vir u lekker wees nie, ek wil hê my helpers moet hier voor by my kom staan. Maar ek bid en ek vertrou dat dit vir u waarde sal hê. Dat u met nuwe oë na die kosbare bloed van Jesus sal kyk. Dirkie staan hier net so. Dankie. Julle weet nou Dirkie is nou deel van ons props hier. Dankie vir jou gewilligheid. Gee julle twee net 'n hande klap. Ek kan nie voorhou dat ons net besef wat het die bloed van Jesus vir ons bewerk toe hy sê, dit is volbring. Die Engel sê, it is finished. Uit die Latyn vertaal dit, it is finished, beteken, it is completely completed and perfectly perfected. It is finished. Deur dit te volbring, so
So ek gaan gou vir u 'n illustrasie gee. Jy weet, baie keer het ek hierdie dink in prentjies, so sien, ons is hier by die kruisiging. Dirk, jy kan vir my daai optel asseblief. Ek dink jy moet hier kan staan. Sien, Jesus is gekruisig, hy daar by Pilatus. Hy was vermink. Hy was verbrysel. Hy was deurboor. Ek dink is in Psalm 29 wat sê voor was op sy rug getrek. Hy was die prentjie wat julle sien van Jesus wat hang op die kruis met hierdie lendekleed aan. Dis nie die prentjie nie. Dit was 'n bloedige prentjie gewees. Hy was vermink sodat niemand hom herken het nie, sê Jesaja. Hy het geval op sy rug. 'n Prys is betaal vir my en vir jou op Golgotha vir al ons sonde. Oeps, dis wat ek bang was. Vir al ons siekte. Vir al ons hartseer. Vir al die kere wat ons teruggeval het. Vir al die kere wat ons lewe was met mense. Vir al die kere wat ons gestruikel het. Was die ouwe geslaan. Vir al die kere wat ons so minderwaardig gevoel het, soos wat op die Jakob, het hy die prys betaal, dat hy meer as 'n oorwinnaar kan wees, en tot alles in staat. Vir al jou sonde, vir al jou siekte, is dit die beste wat jy kan doen? Het Jesus 'n prys betaal, bloed het gevloei, dink jy, ek het nog nie raak geslaan nie, het ek. Bloed het gevloei. Hy was vermink deur wrede Romeinse soldate. Die prys, dit is wat ons vanmôre vier. Dis die prys wat hy betaal het. Baie dankie. U kan sit net om vir te wys wat en dit is maar net, dit is nie 'n patch teen wat my Jesus deurgemaak het vir u en vir my. Hoekom sal ons langer vashou aan sonde? Hoekom sal ons langer uitstel? Hoekom sal ons nie onvoorwaardelik ons hart, ons lewe aan Jesus oorgee en sê, Lord, I surrender all. Vandag kom ek huis toe. Mense sê, ek sit maar by die huis want ek het seer gekry. Hallo? Toe Jesus geslaan was met hierdie kans en hy gehang het aan die kruis, dan praat ons van seer kry. Jesus het seer gekry vir jou seer kry. So, kom net, werk deur dit, staan op en begin weer vir God lewe, begin vir God dien, begin vir God werk. Ek het in die week vir iemand gesê, dit is nie die maklikste pad nie, maar dit is die beste pad om te wees. Die prys is klaar betaal. Hy het dit vir jou gedoen. Hy het dit vir my gedoen. U wat inkyk, later na die diens, hy het dit vir jou gedoen. Die bloed van Jesus reinig ons van alle sonde, maar ons moet welkom. Ek kan jou nie aan jou nek vat en sê, ek wens ek kan baie keer. Kom die Here nie. Dink aan die prys. Dink aan die prys wat hy vir jou en vir my betaal het. Die bloed van Jesus reinig ons van alle sonde, alle ongeregtigheid. Daarom kan ons vanmôre aan die tafel van die Here aansit. Toe ek nou nog in Kuilsrivier was, het ek 'n spreekkamer gehad en jy weet mos nou nie wie kom daarna toe nie. En so het ek bevriend geraak met iemand in die Jehovah geloof. En sy het vreeslik hard probeer om my te bearbei. En nooit eendag het ek vir haar gesê, ek staan in bediening, of ek is hierdie pastoor, of wat ook al nie. En sy vertel vir my, dat hulle gebruik nagmaal. Die beker staan, tafel is alles baie mooi gedek. En dan gaan die glasies gaan om.
En niemand, pas so Frikkie, niemand van hulle gebruik nagmaal nie. Miskien ken jy hulle leerstelling. Dan kom al die leeg glasies, of die glasies ongebruik net so terug. En as daar een persoon mag wees, wat dink, hy is een van die uitverkorene, die 144.000, dan sal hy opstaan, en hy sal sê, ek wil nagmaal gebruik. Dan juig die volk, want daardie persoon gaan hemel toe. Is dit nie hartseer om aan so vergeefse godsdienst deel te neem, of deel van dit te wees, dat hulle nie besef, die bloed van Jesus reinig hulle van alle sonde, en nagmaal is 'n vrye saak. Daar is net een voorwaarde. Jou naam hoef nie op die AGS se register te geskryf te wees nie. Daar is net een voorwaarde om nagmaal te gebruik. Jou naam moet in die boek van die lewe geskryf wees. Jy moet wedergebore wees. Jy moet Jesus Christus as verlosser en saligmaker aanneem. Dan aangeneem het, dan kan jy vanmôre nagmaal gebruik. So ek dank die Here. Vir baie mense is dit 'n ritueel. Vir my is dit 'n heilige saak. Om te dink, die brood, is nie maar nie 'n broodjie wat jy vat nie. Wanneer jy dit vat, is dit die simbool om te dink wat Jesus vir jou en vir my gedoen het aan die kruis van Golgotha. Selfs wanneer ons 'n glasie vat, dis nie die ordinary glasie, druiwesap wat jy sommer by die huis sal drink saam met jou ete nie, dan simboliseer dit die bloed van Jesus Christus. So ek wil net lees wat sê die woord. In 1 Korintiërs 11, dis baie bekend. Paulus sê, want ek, dankie Magda, het van die Here ontvang, en dit ook aan julle, wat ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus aan die nag waarin hy verraai was, het hy die brood geneem, en hy het gebreek, en hy het aan sy disippels gegee, en hy het gesê, neem en eet, want hierdie is die simbool van my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Met ander woorde, elke keer wanneer julle dit gebruik, dink aan wat ek vir julle gedoen het, dat ek gesterwe het aan die kruis van Golgotha. Net so ook die beker. Na die ete, met hierdie woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit ook so dikwels as wat julle dit drink, tot my gedagtenis, wat vir my sê, dink aan wat Jesus gedoen het. Dankie Magda. Hy sê, want so dikwels as julle hierdie brood eet, en hierdie beker drink, dan verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Dan gaan hy verder hier, en hy sê, dat ons moenie op 'n onwaardige wyse, of op 'n onordelike wyse, dit gebruik nie. Want dan eet en drink ons 'n oordeel oor onsself, en die Here help ons. Hy sê hier in sy woord, gaan lees dit, hy sê, daarom is baie mense van julle siek, en daarom is daar 'n hele klomp van julle sommer voor die tyd dood. Want ons eet en ons drink 'n oordeel oor onsself. Hoe lyk ons harte wanneer ons in die huis van die Here inkom? Hoe lyk ons gesindheid? Hoe lyk ons houding wanneer ons aan die tafel van die Here sit? Mense sit in kerke, ek kom nie van vandag af met kerk aan nie. Mense sit in kerke, dan sit die een hierdie kant en die ander sit daai kant, en hulle is kwaad vir mekaar, en hulle praat nie met mekaar nie. Die Here help ons, dat ons vanmôre 'n rein hand en 'n rein hart sal uitsteek na die simbole hier. So voordat ons enigstens gaan bedien, Johan, kan jy vir ons 'n bietjie musiek opsit asseblief? Wil ek vra, ek gaan sommer onomwonde op die man afvra, is jou saak reg met die Here? Het jy Jesus Christus
as verlosser en saligmaker in jou lewe aangeneem. Kom ons maak ons oë toe vir 'n oomblik en ons bid net saam. Die boodskap was baie duidelik. My vraag is jou hart en jou lewe vanmôre reg met God? My vraag vanmôre is, moet jy iemand vergewe of vryspreek, doen dit nou. En dan wil ek vra, as jy enige iemand is wat sy hart en sy lewe nog nooit aan Jesus Christus oorgegee het nie, daar's geen beter tyd as nou. Is daar so iemand wat 'n hand net wil opsteek en sê, my lewe is nie reg met God nie, en vandag wil ek regmaak. Enige iemand, geen hande, dan glo ek alles is reg. Dit is 'n saak tussen jou en die Here. Dankie Jesus vir 'n hand wat opgegaan het. Ek bid nou Vader, dat daardie persoon net in sy hart sal sê, Jesus, vergewe my al my sonde en was my in die kosbare bloed. En ek glo dat Jesus Christus aan die kruis gesterf het, sodat ek die ewige lewe kan hê. Dankie Jesus dat U nou my naam in die boek van die lewe opskryf. En dat ek glo, ek het vergifnis, ek het vryspraak by God. Die van die wat die hande opgesteek het, sien my net asseblief na die diens. Vader, ons sê vir U baie dankie, dat ons kan kyk na 'n liefdesoffer wat vertoon word op hierdie tafel. Here, 'n simbool van U liggaam wat vir ons gebreek is, sodat ons gelukkig en geseënd en gesond kan wees. Dankie vir die simbool van U bloed, Here. Die prys wat U betaal het, dat die bloed nooit sy krag verloor nie, en dat U vir ons sal help, dat ons 'n reine hand vanmôre sal uitstrek na die nagmaal, en dat ons seker sal weet, alles is reg met ons naaste en ook met U. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O, kom na my om my skoon te was, want ek wil weer vlekkeloos voor U staan. Dankie Jesus. Hierdie is 'n simbool van U liggaam wat vir ons vermink, verbrysel en deurboor was. En ons vat dit nou met danksegging en ons sê, deur U wonde is ons genees. Mag die Here vir U seën. Het U seën ontvang vanmôre in die diens? Amen.